Hallo almal en baie welkom. Is julle gereed om julle breinkrag 'n bietjie te toets en sommer vir die eksamen te leer? Fantasties. Kom ons spring sommer dadelik weg met ons groot vervoer vasvra. Vandag is julle nie net leerders nie, julle is dapper tydreisigers. Ons gaan op 'n ongelooflike avontuur terug in tyd om te sien hoe mense van een plek na 'n ander gekom het. So, hou julle breine gereed want die vasvra begin nou. Goed, die reëls is super eenvoudig. Eerstens, ek gaan 'n vraag vra. Tweedens, en dis baie belangrik, druk jy die pause-knoppie sodat jy 'n oomblik kan dink. En derdens, as jy jou antwoord het, druk jy weer speel om te sien of jy reg was. Maar kyk, né? Kom ons begin. Reg, ons eerste ronde vat ons weer terug in tyd, na die heel begin. 'n Tyd van sterk diere en mense met baie slim idees oor hoe om hout te gebruik. Is julle reg vir die eerste vraag? Hier is hy. Dink 'n bietjie mooi. Hoe presies het vervoer mense se lewens op land verander? Wat was die groot verskil? Druk nou pause en dink aan jou antwoord. En die antwoord is, dit het alles vinniger, makliker en natuurlik baie veiliger gemaak. Dink net daaraan, voordat dit moes mense alles self dra en oral heen loop. Vervoer was 'n reuse sprong vorentoe. Mooi so as jy dit reg gekry het. Vraag nommer 2. Daar is 'n spesiale dier wat ons die skepe van die woestyn noem. Weet jy watter een dit is? Druk gou pause en gee jou antwoord. Ja, natuurlik. Dis die kameel. Baie geluk as jy dit geweet het. Hulle is perfek gebou om lang afstande oor daardie warm, los sand te stap. OK, tyd vir 'n regte genie feit. Wat stoor 'n kameel regtig in daardie groot bult op sy rug? Baie mense kry hierdie een verkeerd. Druk pause en dink mooi. Hulle stoor vet, nie water nie. Is dit nie interessant nie? Daardie vet gee vir hulle hope energie wanneer kos min is. So dis 'n wonderlike feit om te onthou vir jou eksamen. Goed, volgende vraag. Dink aan al die diere wat mense oor die jare gebruik het om te help. Noem vir my 3 verskillende diere wat swaar vragte gedra het of waans getrek het. Poseer en noem jou 3. En hier is 'n paar antwoorde wat jy kon gee. Olifante, donkies, perde en osse. As jy enige 3 van hierdie genoem het, is jy 100% korrek. Buikwerk. Nou kom ons beweeg van diere na 'n baie slim uitvinding. Hoe lank gelede het mense agtergekom hulle kan swaar goed baie makliker skuif deur dit op boomstompe te rol? Druk gou pause. Die antwoord is 5500 jaar gelede. Sjoe, kan julle dit glo? Dis ongelooflik lank terug, lank voor daar enige karre of treine was. En die laaste vraag vir ronde 1. In watter beroemde antieke land het mense hierdie einste rollers gebruik om daardie reuse klippe vir hulle piramides te skuif? Pauseer en dink. En dis natuurlik Egipte. Die antieke Egiptenare was ongelooflik slim om so 'n eenvoudige maar kragtige metode te gebruik. Fantasties gedoen met ronde 1 julle. Goed, tydreisigers, haal diep asem want hier kom ronde 2. Nou gaan ons kyk na een van die belangrikste uitvindings in die geskiedenis van die mens, die wiel. Reg, hier's die vraag. Waar is die heel eerste wiel gemaak? En hier's 'n kinkel in die kabel. Waarvoor is dit heel eerste gebruik? Ek kan jou sê dit was nie vir vervoer nie. Druk pause en dink mooi. Die antwoord is in Mesopotamië en dit is heel eerste gebruik vir pottebakkery. Ja, regtig. Hulle het dit gebruik om klei te spin om pragtige potte te maak, lank voor hulle gedink het om dit aan 'n wa vas te maak. Volgende vraag. Wat is die groot verskil tussen 'n rytuig en 'n wa? Die leidraad is nie wiele. Druk gou pause en kyk of jy dit weet. En hier's die antwoord. Baie duidelik. 'n Rytuig het 2 wiele, soos 'n karretjie wat deur 'n perd getrek word. 'n Wa, aan die ander kant, het 4 wiele en is gewoonlik baie swaarder. Dis 'n goeie verskil om te onthou. Laaste vraag vir hierdie ronde. Wat presies was 'n poskoets en hoeveel mense kon op een slag saamry? Pauseer en gee jou antwoord. So, 'n poskoets was 'n groot, sterk koets wat deur 4 tot 6 perde getrek is en dit kon 8 passasiers vervoer. Dit was soos die langafstandsbus van daardie dae. Wel gedaan, julle het ronde 2 oorwin. En hier is ons by die laaste ronde. Ons spring na vorentoe in tyd, na die wonderlike wêreld van die fiets. Maak gereed vir die laaste paar vrae, julle doen briljant. Goed, eerste vraag van ronde 3. Stel jou 'n fiets voor, maar sonder pedale. Jy moes met jou voete op die grond hardloop om vorentoe te kom. Wat was hierdie fiets se bynaam in 1817? Druk gou pause.
Die antwoord was sommer in die vraag weggesteek. Dit is die hardloopmasjien genoem. Kan jy jou indink? Dit klink na baie harde werk, né? Nou vir 'n baie bekende, maar ook gevaarlike fiets uit die 1870s. Wat noem ons daardie fiets met die reuse voorwiel en die piepklein agterwiel? Pauseer die video en sê sy naam. Daardie fiets se snaakse naam was die penny farthing. Dit is vernoem na 2 Engelse munte, die groot penny en die klein farthing. Dit was vreeslik hoog en moeilik om te ry, en baie mense het van hom afgedonder. Gelukkig het fietsse baie veiliger geword. Noem 2 dinge wat die veiligheidsfiets in die 1880s soveel beter en veiliger gemaak het as die penny farthing. Drukpase en dink mooi hieroor. En die 2 groot veranderinge was: eerstens, albei wiele was ewe groot, wat dit baie meer stabiel gemaak het. Tweedens, dit het pedale gehad wat met 'n ketting aan die agterwiel gekoppel was. Baie nader aan die fietsse wat ons vandag ken en liefhet. En hier is dit, die heel laaste vraag van ons vasvra. Dink aan die fietsse wat ons vandag ry. Noem 2 voordele, 2 goeie dinge van moderne fietsse. Druk 'n laaste keer pause. En daar is soveel goeie antwoorde. Dis goed vir die omgewing, want dit maak nie rook nie. Dis fantastiese oefening vir jou gesondheid. Dis goedkoop om te ry. En natuurlik, dis hope en hope pret. As jy enige 2 hiervan genoem het, is jy 'n absolute kampioen. En dit is die einde van ons vasvra. Fantastiese werk almal. Julle het deur duisende jare se vervoergeskiedenis gereis en julle het dit absoluut briljant gedoen. Ek is baie trots op julle. Kom ons vat net vinnig saam wat ons geleer het. 3 belangrike dinge om te onthou vir die eksamen. Vervoer het begin met diere en slim houtrollers. Toe kom die wiel en verander alles. En laastens het fietsse dit vir almal maklik en goedkoop gemaak om rond te beweeg. Julle het so hard gewerk en ek weet sommer julle gaan fantasties doen in julle eksamen. My heel laaste vraag aan julle is net vir die pret. Watter soort landvervoer dink jy gaan ons in die toekoms hê? Vliegende fietsse? Selfs besturende skaatsplanke? Droom 'n bietjie daaroor. Baie sterkte met die leer en tot volgende keer.